Goeiemôre almal. Ek wil vanoggend sommer net 'n kort potpien doen oor Shavuot. Een van ons mense het gevra ek moet 'n bietjie oor Shavuot praat en ek doen dit graag, maar ek wil ook vir al ons nuwe mense aanmoedig om te kyk op die biblioteek van die potpiens. Daar is redelik baie kort stukkies wat ek gedoen het oor al die onderwerpe en ek dink om dit sommer net weer ook te besoek is vir ons 'n goeie plek van informasie. Ons is nou almal op pad na Shavuot toe, Pentekost, of soos wat ons dit ken as Pinkster ook. Die uitstorting van die Heilige Gees se viering, se herdenking, wat ons elke jaar dan nou vier. Nou dit is makliker vir ons met baie van ons agtergrond om hierdie fees en dan ook Passover te vier, want dit is die belangrike feeste wat oral in die Christen geleedere gevier word. Maar as ons gou-gou bietjie teruggaan na 'n paar belangrike goed van Pentekost, van Shavuot, om vir ons 'n groter verstaan te gee, dan moet ons onthou, ons het geëindig met die laaste fees, met die first fruit, wat Jesus self is, na sy opstanding. En 'n first fruit se krag lê daarin, wanneer ons kom en bid en wanneer ons first fruit offerings gee, dan neem ons eienaarskap, ons stryd letterlik in die feit dat ons wil lyk soos die eerste. Dit wil sê Jesus wat al meer en meer in ons gestalte moet kry. Nou van daardie eerste vrugdag af is daar gewoonlik lees hulle Psalm 119 en julle kan gaan kyk op die internet, is daar tabelle gewoonlik vir die lees van Counting the Omer. Nou wat is dit? Dit is net 'n mate van graan wat hulle elke dag tel tot met die uitstorting van die Heilige Gees wat dan die oes en die insameling van hierdie omer beteken. Maar vir ons verteenwoordig die woord van God. Wie is die woord? Jesus. So ons is in die woord, ons lees en bestudeer die woord hierdie 50 dae van die eerste vrug tot op Shavuot wat die uitstorting van die Heilige Gees dan nou is. So, wat vir ons hier baie belangrik is om te verstaan, is dat ons op Sinaï, die eerste uitstorting van die Heilige Gees, dit is letterlik 'n huwelikskontrak wat God gesluit het met die volk van Israel op daardie plek. En daar weet ons is die woord vir hulle gegee. Die woord wat beteken hierdie is die instruksies. Julle kom nou in 'n huweliksverbond met my, maar hierdie is die huweliksketubah, wat die voorwaardes is, wat die huwelikskontrak is. Dit is hoe, as julle met my in huwelik tree, is dit hoe julle moet lewe. En toe is die 10 gebooie gegee. En ons weet die berg het geskit en daar was donderslae en weerlig en daar was 'n kragtige uitstorting van vuur van die Heilige Gees wat die woord wat God gegee het kom bekragtig het. Want een van die dinge wat ek en jy moet weet is dat die woord van God sê dat die woord, die letter van die woord is dood. Dis net die Gees van God wat dit kan lewendig maak in ons lewe. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê, "It is he who has qualified us, making us to be fit and worthy and sufficient as ministers and dispensers of a new covenant, of salvation through Christ, not ministers of the letter, of the legally written code, but of the Spirit. For the code of the law kills, but the Holy Spirit makes it alive." Die woord moet bekragtig word deur die Heilige Gees. Anders kan dit nie lewendig in ons word nie. En dit is waaroor Shavuot gaan. Sinaï het ons die hele storie van Israel,
maar as ons kyk na Handelinge, waar die uitstorting van die Heilige Gees was, wat die geboorte van die kerk was. Die kerk Sinaï gaan oor Israel, die Handelinge, die tweede uitstorting van die Heilige Gees in die woord, gaan oor die Gentiles, oor almal op aarde, waar die Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die hele wêreld gehad, dat hy Jesus gegee het. So op die kruis van Golgotha het Jood en nie Jood een geword, en dis so belangrik, so ons kyk na Titus 2 vers 11, for the grace of God, his unmerited favor and blessing has come toward, appeared for the deliverance and sin and the eternal salvation of all mankind. In Handelinge gaan dit nie net oor die Jode nie, in Handelinge gaan dit oor die hele wêreld, oor die Gentiles, oor die kerk van Jesus Christus. En daarom is hierdie Pinkster, hierdie Shavuot wat ons vier, is so belangrik. Maar as ons kyk na die Ou Testament, waar God dit ingestel het, onthou die Nuwe Testament, die Ou Testament is baie keer 'n skaduwee van die realiteit wat tot in alle ewigheid gevestig word. Hier staan in Levitikus 23 vers 21 waar hulle praat oor hierdie fees. You shall make a proclamation the same day, summoning a holy assembly. You shall do no civil work that day. It shall be a statute forever in all your dwelling throughout your generations. So die woord wat daar gesê het, ons is 'n generation, al die generations op aarde, tot in alle ewigheid, ons gaan dit vier, as 'n fees van God, en 'n plek waar hy vir ons 'n uitnodiging gee, en sê, kom, laat ons dit vier. Nou as ek en jy nie hierdie uitnodiging, volgens Genesis 1 vers 14, the appointed feast time, as ek en jy nie opdaag nie, dan kan God nie in hierdie jaar doen wat hy in hierdie jaar in ons lewe gedoen wil hê nie. En as ons net kyk na wat Dawid, hoe belangrik was God se woord vir Dawid gewees. Dawid het daar gesê in Psalm 19 vers 7 tot 11, the law of the Lord is perfect, restoring the whole person. Hierdie is so kragtig julle, die woord van God herstel ons, gees, siel en liggaam, om die persoon te wees wat God ons geskaap het. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure and bright, enlightening the eyes. The reverent fear of the Lord is clean, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, and the righteous altogether. More to be desired are they than gold, even that much fine gold. They are sweeter also than honey, and drippings from the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned, reminded, illuminated, and instructed, and in keeping them there is great reward. As ons kyk na wat Dawid sê, hoe hy God se woord geag het, wat 'n plek God se woord in sy hart en in sy lewe gehad het, dan besef ons die woord van God is so belangrik vir ons. Nou prakties, wat doen ons gedurende hierdie woord? Ons moet weet dat die woord wat God vir ons gegee het, is die letter, maar die Heilige Gees is die vuur wat dit lewendig maak. So in hierdie jaar is daar 'n mate van die woord wat God wil letterlik kragtig lewendig maak in ons lewe. Daar is 'n nuwe kapasiteit wat God vir ons wil gee, 'n nuwe bekragtiging deur sy Gees wat ons so nodig het in hierdie tyd. En daarom moet ons met 'n verwagting en 'n afwagting moet ons kyk na die uitspeel van hierdie fees wat ons gaan vier. Nou hierdie jaar is dit van die 1 Junie tot die 3 Junie, het begin die 31ste 6:00 die aand, is die Hebreë kalender se uitstorting van die Heilige Gees. Ek dink in die Gregorian kalender vier almal dit op die 8ste Junie, maar ons doen dit op God se kalender, want dit is God se fees.
Daarom is dit vir ons belangrik om hom in hierdie tyd dan te ontmoet. Nou, ons as wedergebore kinders van die Here, wat so belangrik is, daai twee brode, verteenwoordig wel Israel en dan ook die Gentiles. Maar vir my is dit ook die woord van God wat bekragtig, wat geskryf is, wat staan en wat dan in my lewe bekragtig en lewendig gemaak word deur die Heilige Gees, sodat die woord wat Jesus is al meer in my gestalte kan kry. En hierdie is vir my so belangrike tyd waar ek opnuut weer, ons is die bruid van Jesus, waar ons kom en sê, Here, ons sê ja vir u woord. Nou in Israel en ook in die eerste kerk van Handelinge het hulle die 10 gebooie, soos ons dit ken, gelees, want dit is die oorspronklike huwelikskontrak en letterlik ja gesê op al die opdragte van God se woord. Ja gesê, dit is hoe ons sal lewe. Ons sal toelaat dat die woord in ons gestalte kry. Ons sal toelaat dat die woord ons standaard is, dat die woord ons fondasie is en dat wat ek en jy voor staan op aarde, die woord van ons God is, wat nie geskit kan word nie, wat nie kan verander nie, maar ook dat die woord al meer en meer gestalte sal kry in my en jou lewe, in dit wat ons doen, wat ons sê en wat ons besluit. So dis baie belangrik om dit te doen en dit 'n tyd te maak van regtig worship en aanbidding voor die Here en dan natuurlik vier ons dit met die spesiale maaltyd wat Jesus gesê het. Julle vier dit op aarde. Julle kan dit daagliks vier. Maar in die hemel aan die die bruidstafel gaan ek eers wees saam met julle dit eet. So hier op aarde is dit letterlik wanneer ons die verbondstekens vat in ons daaglikse lewe, maar ook in die feeste van Jesus Christus, kom ons en ons sê, Here Jesus, ons kom maak onsself een deur hierdie maaltyd op te lig en om dit te eet. En dis vir my altyd so 'n belangrike gedagte om in gedagte te hou dat hierdie maaltyd wat ons aan God verbind, daar was 'n maaltyd in Genesis toe Adam en Eva ook aan die vyand verbind is. So hierdie maaltyd is vir ons ontsettend belangrik, want dit verklaar ons is teruggekoop uit die hand van die vyand en die woord van ons God is lewendig in ons. Vader, dankie. Dankie dat ons u woord het. Dankie opnuut vir elke letter van die woord wat deur Heilige Gees bekragtig en lewendig gemaak word in ons lewe. Dankie dat u vir ons 'n groter verstaan gee in hierdie jaar, maar dat u ook ons kapasiteit om u woord te verstaan en dit na te kom, Vader, om dit te gehoorsaam, dat u vir ons 'n groter kapasiteit gee. En ons bid, Vader, vir 'n kragtige invulling en 'n nuwe bekragtiging van Heilige Gees in ons elkeen se lewe gedurende hierdie tyd. Amen.